As jy sê jy het nie genoeg kennis nie, kry meer kennis. Dis die Bybel. En twee, jy sal as jy moet getuig, sal jy getuig. God kan 'n skewe stok gebruik om reguit te slaan. Dis nie 'n vergewing om 'n skewe stok te wees nie, maar wat maak dit jy nie 'n verskoning het nie. Goeiedag en welkom by hierdie episode van Om die Woord. Saam met my hier het ek vir my eie broer Piet Duisel en Dominee Skalk Wys. Ons sê vir julle baie welkom en baie dankie dat julle vandag saam gesels. Ons gaan nou saam kyk na Sondag 12 vraag en antwoord 32. Ek gaan net hierdie Sondags afdeling vir ons saam lees en dan kan ons daar gesels. Nou, ons moet net onthou, ons is hier so in die breër prentjie besig om te kyk na die apostoliese geloofsbelijdenis en dit wat ons bely. So ons behandel die inhoud van dit wat ons feitelik elke Sondag sê wanneer daar baie gemeentes hulle geloof uit die apostoliese geloofsbelijdenis uit wil bely. Nou ons is by die gedeelte oor dit wat ons bely oor ons Here Jesus Christus. Laas keer het ons gekyk na vraag en antwoord 31 wat vra: wat beteken dit dat ons bely dat Jesus die Christus is? En ons het daartoe reeds gesien dat ons bely dat die woord Christus is nie sy van of iets soos dit nie. Dit is sy amp en dit beteken gesalfde. Die Hebreëse term daar is Messias en hy spesifiek geamp as tot die amp gesalf van hoogste profeet, hoëpriester, ewige koning. Nou as 'n opvolgvraag vra ons dan, dis nou vraag en antwoord 32 wat ek vir ons saam gaan lees. Vraag: waarom word jy 'n Christen genoem? So ons het net gesê, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem, en nou die opvolgvraag: waarom word jy 'n Christen genoem? En dan antwoord: omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. So dis nou die hele vraag en geloof. Nou, wat interessant is dat die twee vrae baie saamwerk, maar voordat ons meer spesifiek daarna gaan kyk, gaan ons net eers na die eerste stukkie wat ons bely kyk, en dan gaan vra, so manne, hoekom word ons dan juis Christene genoem? Ek dink as ek kan inval met die vraag, waarom ons juis Christene genoem word, ek dink ek is die heel eerste gedeelte van die vraag en antwoord, se antwoord is deur die geloof. En dit is omdat ons die geloof ontvang om te glo in Christus, wat ons dan natuurlik deel kry in sy salwing. Ek kan nie onthou wat se deel Paulus noem dat ons het saam met Christus gekruisig, ons het saam met Christus gesterf, ons het saam met Christus opgestaan uit die dood, en so ontvang ons ook salwing saam met Christus. Ons het deel aan daardie salwing deur die geloof in Christus, deur Christus. Daarom as gelowige het jy dan deel aan die salwing, nie tot die mate wat Christus ontvang het, waar hy die opperheer is in elke aspek of faset van die amp nie, maar jy het deel in daardie amp, omdat jy ook nou 'n priester, 'n profeet en 'n koning is onder die hoëpriester, 'n hoogste profeet en ewige koning. Ja, Skalk, jy raak iets mooi aan daar. Ek dink net nadat daar staan, omdat ek uit hierdie geloof word ek lid van Christus. So hy is ons hoof en ons is verskillende ledemate daarvan. En omdat ons sy liggaam is, deel ons aan dieselfde salwing, maar hy bly die hoof, soos jy ook reg gesê. Pietman, wil jy ietsie byvoeg? Nee, spesifiek nie. Okay, gaaf.
So Skalk, jy het dit ook nou genoem. Christus is die hoogste profeet, hoëpriester en ewige koning, maar omdat ons sy lidmate is, of ledemate van sy liggaam is, het ons ook deel aan hierdie salwing, en daarom is ons ook konings en priesters en profete. Nou die eerste een wat genoem word in katekismes, is onder die sinnetjie, sodat ek sy naam kan bely. Dit sluit aan by die priesteramp. Die profeetamp. Ja, nou, so Pieter, ek gaan jou sommer eerste vra, wat dink jy dan beteken dit nou vir ons prakties vandag om profete te wees? Wel, die profete het God se wil geopenbaar en God se wil aan mense vertel en versprei. So as ons in die ampt van profeet is, beteken dit nie dat ons nou in die toekoms insien nie. Dit beteken dat ons die skrif ken en die skrif bely. Want die profete se hoofsaaklike werk was nie net om te sê dat hierdie gaan nou gebeur oor hoeveel wat ook al jare nie, was om God se wil aan die volk te openbaar, soms ook God se wil aan mense openbaar. En hier is iets wat mens bietjie skaam is om te doen, dink ek. Ek was onlangs op 'n kerkkamp, waar Tannie gesê dat sy voel nie sy het die kennis om so openlik te praat nie. Wel, eerstens, mens weet gereeld meer as wat jy dink as eers jy begin praat, en is nie handelinge wat ons leer dat as jy nou moet getuig, sal die woorde in jou mond geplaas word nie. So, die twee dinge wat ek op daai moet sê is, as jy sê jy het nie genoeg kennis nie, kry meer kennis, dis die Bybel. En twee, jy sal, as jy moet getuig, sal jy getuig. God kan 'n skewe stok gebruik om reguit te slaan. Dis nie 'n vergewing om 'n skewe stok te wees nie, maar wat maak dit nie 'n verskoning het nie. Ons Skalk, wil jy iets byvoeg? Ja, en dink, nou het Pieter so praat, dan besef ek nou eintlik hoe werklik jy nie die ampsfasette van mekaar kan losmaak as die amp nie. Want as jy nou as profeet die Here moet verkondig, dan doen jy deur jou woorde natuurlik, maar ook so deur jou dade. Jy moet leef as iemand wat die Here deur jou dade verkondig, en dis dan natuurlik deel van jou priesters faset. Want en ons sal nou 'n bietjie daaroor praat ook, neem ek aan. Maar ook as jy dit nou vat na jou koningsfaset toe, dat jy's die beeld van God gegee, en jy is die evangelie gegee, die boodskap, die goeie nuus, die goeie boodskap, verskoon my foon. Jy is dit gegee om dit te gebruik, nê. So dit is iets wat God jou gee, 'n gawe wat God jou gee, waar jy koningskap moet toepas. Bedoelende, jy moet dit gebruik en jy moet dit reg gebruik in lyn met God se wil. So, en die regte gebruik daarvan is om dit nie vir jouself te hou, soos 'n draak wat goud wil hou en vir homself hou en bære nie, maar om dit uit te deel, om dit te gaan verkondig, nê. So sien mens eintlik die mooi vloeisel tussen die fasette om as een amp saam te werk. So, dis mooi. Ja. En soos wat die jong mense sê, Skalk, jy kan nie 'n gatekeeper wees nie. Ja, presies. Veral nie oor die evangelie nie. Ja, die teenoorgestelde. Ja, as jy 'n gelowige is, dan is jy iemand wat die evangelie ken en glo. Jy kan nie iets glo wat jy nie ken nie. En as jy dit ken, dan kan jy dit oordra. Dit is deel daarvan. Om diep teologie te kan bespreek is nou nie vir almal beskore nie, maar om die evangelie te verkondig is 'n opdrag wat almal het. Want ons almal is profete en dis die opdrag van die profeet. Dit is die amptwerk wat die profeet moet doen. Ja. En dit is eintlik nie, die evangelie is terselfdertyd eenvoudig en ondeurgrondelik. 'n Kind kan die eenvoudige deel verstaan, en wel, jy is nie 'n kind nie, so jy kan dit verstaan. As jy dit verstaan, kan jy daaroor praat. Ja, juis. Ja, dankie manne. Skalk, jy het beter ingelei eerder na die volgende aspek van die ampt waarin ons gesalf is, en dis die priester aspek daarvan. Nou,
die frase in ons belydenis wat nou juist hieroor gaan, net na dat ons bely dat as profete moet ons sy naam bely, dan staan daar dat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. Nou dit is nou die gedeelte dus wat handel oor die priesteramp. Ons onthou die priesters van die Ou Testament was onder andere verantwoordelik vir die offers, maar hulle was verantwoordelik vir alles wat te maak het met die tempeldiens. Nou, dis ook, ek dink ons het dit ook laas keer gesê, Skaak, ek en jy, dit is goed om hierdie twee aspekte van die amp saam te verstaan. Die profete was verantwoordelik vir alle kommunikasie wat van God afkom na die mense toe, en as profete is ons daarvoor verantwoordelik, maar die priesters is verantwoordelik vir alle kommunikasie van die mense of na God toe. So as priesters is ons ook dan nou dus daarvoor verantwoordelik. So daar kan ek julle nou ook vra, lekker prakties, wat beteken dit vir ons vandag dat ons priesters is? Ja, ek dink die groot woord om te verstaan is toewyding. So om jouself af te sonder vir die Here, en alles wat jy doen so te rig dat dit vir die Here is, nie teen die Here is nie. So daar waar ons praat, daar waar ons iets doen ons dit vir die Here, sê ons dit vir die Here, doen ons dit tot eer van die Here, sê ons dit tot eer van die Here. So daardie toewyding dat ons moet besef dat elke woordjie wat ons spreek, elke asem wat ons haal, elke daad wat ons doen, moet ons doen asof ons dit vir die Here doen en teenoor die Here doen. Of nie, ja, dalk nie teenoor die Here nie, maar dat ons dit vir die Here doen, nee, asof dit 'n opdrag is wat die Here ons gee, dat as jy gekonfronteer word met iemand wat wil hê jy moet jok, sodat jy, kom ons sê, hulle beloof vir jou 'n magdom geld, as jy vir hulle sou jok, laat hulle die reg kan ontsnap, dan is die Here se bevel wat jy moet doen, en jou priesterlike faset van jou amp moet dan vir jou sê, nee, maar jy behoort dit nie te doen nie. Jou priesterlike amp beklemtoon dat jy die waarheid moet praat, nee. Dat reg moet geskied. As iemand 'n persoon vermoor het, dan moet jy in waarheid reg laat geskied, want dit is wat God se wil is. En mens kan nou allerhande stertjies aanlas om dit nou 'n moeiliker situasie te maak, maar daardie beginsels wat die Here ons gee, moet ons toepas in ons toewyding aan die Here, in ons woorde en in ons dade. Dit is ons toewyding aan God. Ons hele lewe is 'n offer. En dit is 'n lewende offer, nie 'n dooie offer nie. So dit gaan voort in ons lewe, soos wat ons voortgaan in die ons lewenswandel. En in Romeine 12 sê dat jy moet jou lewe gee as 'n lewende offer. En boonop dit sê dit is jou redelike godsdiens. Ek dink dit is vers 1 tot 2 of vers 1 tot 3 wat daardie gedagte eenheid nou het. Gee jou lewe en is redelik om dit te dien. In reaksie op alles wat vir ons gedien is, by ons lewe aan Christus toe, want al wat mens kan doen, as jy alles ontvang het, wil jy alles gee. En dit is wat verwag word. Soos die vorige een wat sê dat dit is iets wat alle Christene moet kan doen, omdat alle Christene die evangelie glo en dit bely, moet hierdie een ook iets wees wat alle Christene kan doen, omdat dit die redelike reaksie is wat vir die gedoen het. Ja, Pieter, om by jou aan te sluit oor Romeine 12, as ek nou daar staan meer spesifiek, gee julle liggame as lewende heilige offers. Dis interessant, nee? Dat liggame daar beklemtoon word. Ek dink dis in 'n reaksie oor die kultuur van die tyd toe Paulus dit geskryf het, dat godsdienst net 'n geestelike ding is. Dat om die Here te dien is net iets wat jy geestelik doen apart van jou fisiese bestaan en fisiese liggaam. So Skalk, jy het nou ook goeie voorbeelde genoem. Dis iets wat jy fisies met jou liggaam moet doen. Jy gee jou liggaam as offer. So dit gaan oor alles wat jy doen in jou lewe, moet jy doen tot eer van die Here.
Wat dan ook interessant is dat ons is lewende heilige offers. So anders van die Ou Testament, waar jy geof dood te gaan, is ons nou lewende offers. So dis 'n aanhoudende aanhoudende offer, en heilig natuurlik apart gesit. Verhewe en anders, nee, dis wat geheilig beteken, apart gesit en verhewe. So dis moet ons anders lewe as die ander mense. Ons moet heilig lewe. Skalk om nou net jou eenvoudige voorbeeld weer by aan te sluit, waar die wêreld eerder sou jok, moet jy heilig wees en die waarheid spreek. Ja, okay, baie dankie manne. Nou is ons by die laaste een. Het is baie interessant dat die katekismus die koninklike aspek van die ampt met 2 dele beskryf, nadat ons nou bely dat jy jouself as lewende dankoffer moet toewy. Staan daar dat jy in hierdie lewe met vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, dis die een aspek. En dan die tweede aspek, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. So die koninklike aspek van die ampt het dus self 2 aspekte. Die een is die regeer aspek, wat jy as koning doen. En dan die ander een is die stry, of hoe ek daarvan hou om daaraan te dink, die beskerm aspek. Sodat jy teen die sonde en die duiwel stry, dan word ook die koninkryk beskerm, en dan saam met Christus in alle ewigheid oor die koninkryk regeer. So, ja manne, wat dink julle beteken dit nou vandag prakties met hierdie in ag geneem, beskerm en regeer? Wat beteken dit vir ons dat ons vandag konings is? Ons moet dit wat Christus leer, dit wat die Bybel van getuig, moet ons voortsit. Mens moet verantwoordelik, of nou is dat jy op 'n manier in die breër samelewing betrokke is om te probeer besluit en beïnvloed, of nou nader aan jou eie huis is, moet jy so leef en so dinge voortsit dat dit eer van God is. Want 'n koning regeer en 'n koning is verantwoordelik vir wat gebeur. So hierdie is 'n oproep tot selfverantwoordelikheid. Jy is verantwoordelik vir wat gebeur, sover jy die mag het om dinge in te stel. Ek weet nie of julle bedoel dat ek verstaan nie. Nee, ek bedoel wat jy verstaan, Pieter. Nee, nee, ek dink as ons nou kyk spesifiek na die beskermingsaspek van koning, nee, mens kan nou baie te sê hê oor die regeringsaspek, dat alles wat aan jou gegee is, moet jy reg gebruik en reg behandel en reg aanwend. Maar dis een aspek van koning, maar een wat ons baie keer vergeet is die beskermingsaspek. In die sin van as 'n pa van 'n huisgesin, het jy die werk om jou kinders en jou vrou te beskerm, veral op die spirituele vlak, nee. Jy moet die leier wees in gebed, jy moet die leier wees in die ondersoek van die Here se woord. En so ook vrou moet 'n leier wees vir haar kinders oor hoe om te leef in die geloof. Man en vrou beide. So ook as jy in daardie sin het jy ook 'n verantwoordelikheid om jou naaste te beskerm, om ook deur jou aksies en deur jou woorde te wys wat is reg en wat is verkeerd. Hoe mens behoort te leef, hoe mens nie behoort te leef nie. En so ook om te reg te wys indien daar verkeerd geleef word. Deur jou kinders, deur jou naaste. So as koning moet jy hulle siele bewaar ook, nee. Ons is eintlik maar in daardie opsig so opsigters teenoor mekaar. Wat bedink aan Prof Chris wat sê, waar Kain en Abel, waar Kain vir Abel doodgemaak en dan gaan vra God vir Kain, waar is jou broer? En dan sê Kain, maar ek is nie my broer se oppasser nie. Maar as eintlik, jy is jou broer se oppasser, jy moet vir jou broer sorg. Dis wat naaste liefde is. Naaste liefde is om een se siels toestand te beskerm, een se heiligheid en zaligheid in ag te neem en alles wat jy sê en wat jy doen. En ook dit reg te stel daar waar daar afvalligheid is in dit. Ja. Dis mooi Skalk dat jy sê dat dit moet wees in wat jy sê en wat jy doen. Ons moet dus as konings,
as beskermers die koninkryk beskerm teen sonde en teen dwaalleer. So dit beteken verkeerde denke moet ons aanspreek en verkeerde dade moet ons aanspreek. Daar moet die sonde binne die koninkryk, binne die kerk wees, nie? En dan moet ook die dwaalleer wees, nie? En dan ook, jy het mooi aangeraak, Pieter, het jy ook oor die regeeraspek, wat beteken dat ons moet dit wat die Here vir ons gee, met ons regeer. Natuurlik ook die vooruitsig dat ons weet dat eendag in die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan ons dit perfek doen. Met die wederkoms van Christus. So, dis interessant, ons gaan hierna nog steeds werk in die nuwe hemel en die nuwe aarde. En al maniere daai werk beskryf word aan ons is dat ons gaan regeer. So, ja, dit is eintlik merkwaardig. Okay manne, nee, baie dankie vir hierdie baie vrugtevolle bespreking oor ons eie amptswerk, wat ons aan deel het, deur geloof in ons Here Jesus Christus. En dankie aan al die luisteraars wat saam geluister het. Mag julle ook 'n baie lekker dag verder hê. Dankie. Tot ziens.